Goeiemôre, hartlik welkom hier by die oordenking van ons gemeente NG Gemeente Onze Rus hier in Bloemfontein. Mag die Here ons ook nou saam ryklik om sy woord seën. Ons gaan vanmôre saam lees uit twee gedeeltes, uit die eerste boek van die Bybel, Genesis 37. Daar gaan ons so 2 versies saam lees en dan ook uit Genesis 50, hier vanaf vers 12 af, die einde van die Genesis boek. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid nou eers saam. Here, onse Here, ons wil aan U vanmôre al die lof en die eer bring waartoe ons in staat is. Ons wil U naam prys, dit verheerlik en groot maak. Want daar is waarlik niemand soos U nie. U is die enigste ware God. Maar die wonder dat ons aan U behoort, wil ons eintlik maar stil laat vir vanoggend. Stil, omdat ons weet hoe nietig en hoe klein ons is. Maar tog kan ons met U praat en tog kan ons ook hoop kry wanneer ons met U, die grootte God, in gesprek tree. Dankie dat die middelaar Jesus Christus vir ons inderdaad nog instaan, maar U ook wat vir ons aan 'n kruis kom sterf het, sodat die kanaal oop kan wees tussen ons en ons Vader, deur U, ons Here Jesus Christus. Ja, waarlik, ons is so geseënd om kinders van God genoem te kan word. Dankie vir al die voorregte wat ons uit U hand geniet. Here, U voorsien het en voorsien het vir ons, meer as wat ons ooit kan verdien. Inteendeel, ons kan niks goeds by U verdien nie. Maar U voorsien steeds uit die rykdom van U genade. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U woord het vanoggend en daarom bid ons dat U U woord baie ryklik aan ons sal seën en dat ons ook sal doen wat in die woord geskrywe staan. In die naam van Jesus Christus. Amen. Genesis 39. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put opgetrek en 20 stukke silwer aan die Ismaeliete en hom vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop, en die het hom Egipte toegevat. Dan lees ons ook uit Genesis 50 vanaf vers 12. Jakob se seuns het gedoen wat hulle pa gesê het. Hulle het hom Kanaan toegevat en gaan begrawe in die Makpela grot, op die grond wat deur Abraham by die Hietiet Efron as begraafplek gekoop is. Die grond lê so oos van Mamre. Na die begrafnis is Josef en sy broers en almal wat met hom saam is om sy pa te begrawe terug Egipte toe. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom aangedoen het. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toegestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is die slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moet nie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Wat 'n pragtige gedeelte uit die boek Genesis. Ons tema vanmôre, en ek wil dit vir u mooi lees
Doodloopstrate kom dikwels op ons pad om ons te leer om opnuut te vertrou. Ek is seker almal van ons ken doodloopstrate. Jy het ook al seker na 'n plek gesoek en dan 'n straat binne gevaar met 'n mens se motortjie en dan gery en uiteindelik sien jy maar net daardie rooi tekentjie wat sê hierdie pad loop dood. Hierdie pad gaan nou nie verder. En dan voel 'n mens hande so afgekap. Waar het 'n mens die nommer van die huis gemis wat jy gesoek het? Ja, jy kan nie verder nie. Jy's in 'n doodloopstraat. So gebeur dit ook ons dikwels dat 'n mens in doodloopstrate in die lewe kom. Doodloopstrate daar by die werk miskien. Ek voel ek kan nie verder hier nie. Dinge is vir my net te moeilik. En dan raak dit 'n krisis in 'n ou se lewe. Doodloopstrate in verhoudings. Hoe baie sien 'n mens nie dit nie? Een mens wat vir 'n ander mens kom sê, maar hoor hier, hierdie is eintlik maar die einde van ons pad. Ons staan hier by 'n doodloopstraat. Want jy hoor my dalk nie en ek verstaan jou nie. Ja, ons kan nie hierdie verhouding voortsit nie. Doodloopstrate is sommer in die lewe. En dit gaan gewoonlik met krisisse gepaard, met moeilike tye. Ja, baie kere voel 'n mens dan, maar jy's eintlik in 'n vasgeloopte situasie. En weet nie eintlik meer hoe verder nie. Want vorentoe kan daar nie meer gegaan word nie. Dalk is u vanmôre in 'n finansiële doodloopstraat, wat u nie weet wat om te doen. Maar die wonder is, wanneer ons in 'n doodloopstraat is, leer dit ons om opnuut ook blindelings te vertrou. In die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons vir ou Josef in 'n doodloopstraat. Hy gaan om vir sy broers kos te vat en vertel vir hulle 'n droom. Sy broers natuurlik baie jaloers op hom en verkoop hom aan die Midianitiese handelaars wat hom Egipte toe vat om hom daar as 'n slaaf te verkoop. Daar hou die doodloopstrate nie op nie. Hy bereik iets daar in die koningsdom van Egipte. Hy word selfs 'n slaaf van Potifar, 'n hoogs aangeskrewe man. En dan gebeur die ding met Potifar se vrou en Josef alweer in 'n doodloopstraat. Hy beland in die tronk. Maar ook dan staan sy vertroue op God vas. En uiteindelik word hierdie Josef 'n onderkoning in Egipte. Maar steeds hou die verhale van doodloopstrate nie op nie. Want sien, sy broers, hulle wat hom aan die Midianiete verkoop het, beland ook in 'n doodloopstraat. Want wat 'n groot doodloopstraat kan hongersnood nie vir mense bring. En uiteindelik is dit hulle wat Egipte toe op pad is en hulle kom met die onverwagse tegemoet. Hulle gaan en hulle vind niemand anders nie as hierdie broer wat hulle verkoop het. Is nou onderkoning oor Egipte. Hoe moes dit nie voel soos 'n doodloopstraat nie? Hulle kry selfs kos en dan in een van die sakke die koning se beker. Alle wêreld, alweer 'n doodloopstraat. Wat gaan met ons gebeur? Gaan hy ons in die tronk gooi? Gaan hy ons toesluit? Gaan hy ons dalk selfs laat doodmaak omdat ons oneerlik is? Maar dan kom die Here hulle ook weer tegemoet. En uiteindelik, wanneer hulle voor Josef staan, dan sê Josef vir hulle, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe bly. Jesus sien God se plan met doodloopstrate van sy lewe. Want sien, Josef het geleer om die Here te vertrou.
en elke oomblik op hom te vertrou. En daarom sê hy ook vir sy broers, dit is hoe die Here werk. Hy gebruik baie keer slegte dinge, doodloopstrate, om ons ook nader aan hom te bring. Doodloopstrate om ons te leer om op God te vertrou. En daarom kan dit nie anders nie, dat die eerste punt waarna ons kyk, juis vir ons kom sê, doodloopstrate kom sê dat ons iets op iemand nodig het. Doodloopstrate kom sê, ek alleen kan nie. Ja, selfs die wêreld om my kan my dalk nie help nie. Troue vriende kan my dalk nie help nie. Maar ek het iemand nodig. Ek het iemand nodig om nou die pad te wys, om nou my te dra en te hou vas. Ja, om my in die genade te lei, sodat ek ook uit hierdie vasgeloopte posisie uitkom. En dis inderdaad wat Josef beleef het. Josef wat 'n paar keer in vasgeloopte omstandighede was. Hy het gesien dat hy God absoluut nodig het. Maar bo alles, wanneer ons Genesis 50 lees, dan sien ons, Josef het iets verstaan van God se plan met hom. Ja, God se plan wat nie elke keer so oop voor 'n mens lê nie. 'n Plan wat 'n mens juis in doodloopstrate so maklik kan bevraagteken. 'n Plan wat definitief groter is as die individu, groter as wat ons mense dalk dink. Josef vat dit so mooi saam. Vandag het God 'n groot volk in bewaring gehou. Die tweede ding, ons moet erken dat ons in 'n doodloopstraat beland. Wanneer ons kyk na die broers van Josef, dan sien hulle is in 'n doodloopstraat. Ja, die behoud was dat hulle ou vader, Jakob, nog geleef het. En dat Josef daarom hulle nie sou leed aandoen as Jakob nog geleef het, die man nou is Jakob oorlede. En dit het 'n krisis geskep, 'n doodloopstraat in hulle lewens. Want wat gaan nou met ons gebeur? Sê nou maar, Josef neem braak. En wanneer hulle die boodskap na Josef stuur, dan val dit my op dat Josef gehuil het. Hy's hartseer. Hy's hartseer omdat die broers dit van hom kon dink, sekerlik. Of dalk hartseer omdat daar so groot verwydering tussen hulle en hom is. En uiteindelik kry hulle die gerusstelling, ek sal vir julle sorg. Hulle moes egter erken dat hulle ook in 'n doodloopstraat beland het. En daarom word iemand vooruitgestuur om die boodskap te bring. Dit was die gebruik gewees. Iemand word vooruitgestuur, veral as daar om vergifnis gesmeek word. Om solank daardie persoon seker so 'n bietjie sag te maak, so 'n bietjie in te stel op wat kom. En dan staan hulle self voor Josef. En hulle word vrygespreek. Inderdaad, so werk dit wanneer mense erken dat hulle in doodloopstrate is. En wanneer mense juis in die doodloopstrate nie vaskyk teen die feit dat ek nie meer verder kan nie, maar opkyk om God alleen raak te sien. Want alleen God kan ons op die ompad om die doodloopstraat lei. Wanneer Josef dan sy gesprek met die broers voltooi, sê hy, dit was God se plan. God se plan om ook hierdie doodloopstraat te gebruik om vir julle 'n ompad uit die krisis te kry. 'n Ompad uit die krisis van hongersnood, sodat 'n groot volk vir hom bewaar sou wees. En dan sien ons God se plan ontvou ten spyte van alles wat so gebeur en waarin 'n mens vir jouself wil afvra, maar is dit moontlik? Josef as slaaf, Josef as gevangene,
En uiteindelik Josef was onderkoning van die magtige Egipte van daardie tyd. So werk God. God werk baie kere so onverwags, dat ons eintlik verstom staan, as ons net so 'n bietjie terugkyk en sien hoe God werk. En dis hy wat ook in ons lewens die ompad om die doodloopstraat kan skep. Die ompad na 'n beter toekoms. Die ompad om uiteindelik ook sy plan tot uitvoer te bring. Trouwens, weet jy, hy het in ons grootste doodloopstraat reeds 'n ompad voorsien. Ja, hy is die een wat self die ompad om ons grootste doodloopstraat gebring het. Want sien, Genesis 3 vers 15 om vertel van die volgende: ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou die kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. En wanneer ons die moederbelofte hoor, dan hoor ons God se plan. God se plan wat in werking kom om mense wat teen hom gekies het, mense wat ongehoorsaam was, mense wat vol sonde is, weer as sy kinders aan hom vas te bind. Want sien, hierdie belofte voorspel reeds dat Jesus Christus iewers in die toekoms op pad sal wees. En dan weet ons, hy het gekom en hy het aan daardie kruis gesterf. Die graf is leeg, die dood is oorwin. En ek en jy, ons leef nou vandag met die Heilige Gees in ons om God se kinders te wees. En so skep hy die ompad om die doodloopstraat wat sonde in ons lewens gebring het. Die ompad om inderdaad weer aan hom te kan behoort. Die wonder is, ek en jy, ons kan steeds maar net op hom vertrek. In die grootste oomblikke waarin ons voel, ons het in doodloopstrate beland en nêrens heen op pad is nie. Juist dan voorsien hy in die ompad om hierdie doodloopstraat. Ja, om weer nuwe koers en rigting te kry. Dalk voel u lewe het sin verloor en u weet nie meer wat kant toe nie. Ja, dalk is daar een of ander doodloopstraat in u lewe. Onthou, ons het God nodig. Sonder hom kon ons niks doen nie. Inderdaad, ons kan maar net erken dat ons in 'n doodloopstraat is en dat hy die een is wat die ompad voorsien. Trouwens, die boek Genesis is juis neergeskryf in die tyd van die ballingskap, toe die Israeliete ook in 'n doodloopstraat was. Hulle het gedink God het van hulle vergeet. En dan is hierdie boeke gebruik om juis vir hulle te lees, maar God het van die begin af steeds met hulle saamgeloop. En ook hulle sal die uitkoms beleef, die ompad om die doodloopstraat. Ek en jy kan terugkyk en kan sien dat daar reeds op hierdie ompad vir ons geloop is, sodat ons kan terugkyk en kan sien God is die een wat voorsien. Die een wat inderdaad Jesus Christus sy seun laat mens word het, sodat ons kan lewe. Al bereik ons ook die doodloopstraat van sterwe hier op aarde. Amen. Here, baie dankie dat u die een is wat die ompad om die doodloopstraat bewerk en lei. Dankie dat ons juis aan u kan vashou, ook waar ons baie keer voel asof ons in doodloopstrate beland het en nie verder kan nie. Dat ons weet, u is daar en u sal ons nooit aan onsself oorlaat nie. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat ons steeds so op u kan vertrou en aan u kan vashou. Ons bid vir hulle wat eensaam en alleen is, hulle wat siek is,
hulle wat borstel met een of ander probleem, ons dra hulle aan nie op. Ons bid vir ons pragtige land, Here. Ag Here, gee dat daar orde weer in hierdie land sal kom, dat misdaad minder sal word en selfs verdwyn, sodat ons rustig kan voortwerk en ons weer 'n dienende nasie ook vir U sal word. Ons dra dit alles aan U op, omdat ons U so nodig het. In die naam van Jesus. Amen. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemelmuur, met bassyn en geskaap, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gepreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan.